Goeiedag en welkom by ons volgende videoles in die onderwerp van analitiese meetkunde. In vandagse video gaan ons kyk na die inklinasie van 'n reguitlyn, as ook hoe om die hoek tussen twee lyne te bepaal. Die inklinasie van 'n reguitlyn verwys na die inklinasiehoek wat tussen die lyn en die positiewe x-as is, wanneer hierdie hoek in 'n antikloksgewyse rigting gemeet word. Met ander woorde, vir 'n positiewe hoek van die positiewe x-as, antikloksgewys, en soortgelyk kan jy sien vir die negatiewe helling van 'n lyn is dit dan ook van die positiewe x-as antikloksgewys. Die formule vir hierdie inklinasiehoek word gegee deur tan theta is gelyk aan wat ook al die gradiënt, die m-waarde van jou vergelyking is. Nou baie belangrik, die hoek moet wees tussen 0 en 180 grade. In die geval van 'n positiewe helling, gaan ons dan uitwerk om die theta, die hoekgrootte te kry, is dan shift tan op jou sakrekenaar en wat ook al dan die gradiënt van die lyn is. So, dis tan tot die mag -1 of boog tan m gee vir jou die hoekgrootte. In die geval van 'n lyn met 'n negatiewe helling, het ons bietjie iets meer waarop ons hier moet fokus. So, wanneer die helling kleiner is as 0, negatief, kom ons vat as 'n voorbeeld, ons helling is -4. Volgens die formule beteken dit dan dat tan theta is gelyk aan -4. As ons theta nou gaan uitwerk met boogtan van -4 of shift tan op jou sakrekenaar, dan kry ons minus 75,96 grade, met ander woorde 'n negatiewe hoek. Nou 'n negatiewe hoek word altyd vanaf die positiewe x-as kloksgewys gemeet. So dit beteken ons hoek lê nou bietjie op 'n ander plek as wat ons eintlik na op soek is. So om by die regte theta uit te kom, wat ons wil meet in 'n antikloksgewyse rigting, wat bekend staan as die inklinasiehoek, moet ons dus by hierdie minus 75,96 grade nog 180 grade gaan bytel om by ons uiteindelike hoek uit te kom, wat dan 'n grootte van 104,04 grade is. So ter opsomming, vir 'n reguitlyn met 'n positiewe helling, word die inklinasiehoek gegee deur theta is gelyk aan boogtan, tan tot die mag -1 m, en vir 'n reguitlyn met 'n negatiewe helling, moet jy dan 180 grade gaan bytel by jou boogtan van die helling. Dis belangrik om daarop te let, dat vir 'n positiewe lyn, met ander woorde positiewe gradiënt, gaan jou inklinasiehoek 'n skerp hoek wees, met ander woorde tussen 0 en 90 grade. Vir 'n negatiewe helling gaan jy 'n stomphoek kry, met ander woorde 'n hoek tussen 90 en 180 grade. Vir 'n horisontale lyn is die gradiënt 0, wat beteken jou inklinasiehoek gaan ook 0 grade wees. Vir 'n vertikale lyn is die gradiënt ongedefinieerd en gevolglik is jou inklinasiehoek 90 grade. Om die hoek tussen twee lyne te bereken, is dit nodig dat jy moet onthou dat die inklinasiehoek word vanaf die horisontale x-as afgemeet. Nou, hierdie hoek gaan nie altyd op die x-as voorkom nie, so jy kan vir jouself 'n horisontale lyn gaan intrek. Voorstel sal wees, trek vir jou 'n horisontale lyn by die snypunt van die twee reguitlyne. Nou kan ons die inklinasie van die een hoek van een lyn gaan uitwerk en ook die inklinasie van die ander lyn. Om alfa dan te bereken, gaan ons dan in hierdie geval sê theta 2 minus theta 1 gee vir ons die alfa. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. In hierdie vraag word of jou gevra, bepaal die inklinasie van die reguitlyn y is gelyk aan -2x plus 5. So eerstens moet ons gaan identifiseer wat is die waarde van m, die helling. In hierdie geval is dit -2. So volgens die formule kry ons dat tan theta is gelyk aan -2.
om theta nou te bereken, so let daarop, dis 'n negatiewe helling, sê ons tan tot die mag min 1 van min 2 plus dan 180 grade, so ons werk eers die tan gedeelte uit en ons finale antwoord werk uit op 116,57 grade. Let altyd mooi tot hoeveel desimale plekke moet jy gaan afrond. Die gebruik van inklinasie kan ook op 'n ander manier gevra word. Bepaal die vergelyking van 'n lyn met inklinasie van 45 grade en wat deur die punt min 3,2 gaan. So, ons weet die gradiënt is gelyk aan tan van wat ook al die inklinasie is, in hierdie geval 45 grade. So op jou sakrekenaar werk uit tan 45, wat ons dan nou weet ook is 1. Nou kan ons dit in ons vergelyking gaan invervang, en ek gebruik hier van die vergelyking formaat y min y1 is gelyk aan mx minus x1. So, ons vervang dit nou alles dan in, ons vervang die waardes in en ons vereenvoudig tot ons finale vergelyking kry, y is gelyk aan x plus 5. Vir ons laaste voorbeeld wil ons die hoekgrootte tussen twee lyne gaan bepaal. So in hierdie voorbeeld sien ons die twee lyne se vergelykings word reeds vir ons gegee as y is gelyk aan 3x en die ander lyn is y is gelyk aan 2x plus 1. So onthou die metode is om vir jouself 'n x-as, 'n denkbeeldige x-as te gaan trek op die punt waar hierdie twee lyne mekaar sny, soos wat ek nou met die rooi stippellyn gedoen het. Nou besluit jy, kom ons gaan die linkerkantste y is gelyk aan 3x lyn eers gebruik, gaan ons eers die inklinasiehoek van daardie lyn gebruik, en ek noem in hierdie geval dit die M1 vir ons gradiënt, wat dan 3 is. Gebruik die formule, en dan kan ons sê tan theta 1 is gelyk aan dan daai 3, wat beteken theta 1 is gelyk aan 71,57 grade. Die tweede lyn se helling is gelyk aan 2, wat beteken ons kan hierdie hoek dan nou benoem as theta 2, en as ons dan gaan uitwerk, tan theta 2 is gelyk aan 2, gevolglik theta 2 is gelyk aan 63,43 grade. Om dan by die hoek alfa uit te kom wat gevra word, moet ons nou gaan sê theta 1 minus theta 2. En dit gee dan vir ons dat ons die twee waardes aftrek en 'n uiteindelike antwoord van 8,14 grade. So in hierdie geval sal ek altyd voorstel met die oefeninge dat jy vir jouself die skets gaan oorteken in jou skrif, sodat jy die lyne vir jou kan intrek. Op 'n vraestel sal die lyne duideliker benoem wees, byvoorbeeld lyn A, B en lyn C, D, en dan kan jy daarvolgens dit in jou antwoord toepas. Hoop hierdie video help jou om nou die inklinasie op verskillende maniere toe te pas. Sterkte met die huiswerk.